Nou vriende, kan nie glo, dis 1 November 2022. Mense kan nie glo jy het by die voorlaaste maand van die jaar uitgekom nie. En dis verseker soos die skrif vir ons sê, ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. En daarom is dit nodig dat ons dae so sal tel dat ons 'n wyse hart sal bekom. Onthou, ons lewe gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verby. En net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. En mag U en ek ons lewe nie vermors op al die dinge wat die wêreld vir ons bied, al die blink liggies en al die genietinge van die wêreld nie, maar dat ons hierdie wêreld ook sal sien as 'n voorbereidingstyd vir die ewigheid wat voorlê, en dat ons die deur, die weg, die waarheid, Jesus Christus sal ontmoet in hierdie lewe, en dat ons vir hom sal lewe, sodat ons eendag die mooiste by hom kan ontvang, en dan ook vir ewig saam met hom in sy heerlikheid kan wees. Onthou net een ding, wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, sal ons rekenskap gee voor hom wat die Bybel vir ons sê, die lewende en die dode sal oordeel. En mag ons met blymoedigheid daardie dag tegemoet gaan, omdat ons aan die Here Jesus Christus behoort. Nou, ons is tans besig met die boodskappe wat handel oor Hervormingsdag. Waaroor gaan dit? Vir u gesê dat een van die belangrikste datums op die kerkkalender behoort 31 Oktober dan te wees. Ek het vir u gesê, ek het groot geword as kind en ek het omtrent nooit van hierdie dag gehoor of van die gebeure rondom hierdie dag nie. Dit was maar later in my lewe toe ek met manne soos John MacArthur en R.C. Sproul en Alistair Beck en Paul Washer en manne soos Woddy Backham en daai manne te doen gekry het, dat ek gesien het hoe belangrik is Hervormingsdag vir die gereformeerde kerke of die protestantse kerke. U sien, die Pinksterkerke, die charismatiese kerke, die Faith Movement kerke, hulle gee niks om vir hierdie dag nie, want u sien, die boodskap van hierdie dag is nie vir hulle belangrik nie. Vir ons wat lief is vir die Here, lief is vir sy woord, lief is vir sy waarheid, vir ons is die Hervormingsdag een van die belangrikste datums op ons kalender. En ek vra u die vraag, kyk na u kalender wat u by u kerk het, en vra u self die vraag af, waarom is Hervormingsdag nie op die kalender aangebring nie? En u sal gou agterkom wat u predikant se gesindheid is teenoor hierdie uiters belangrike dag in die kerkgeskiedenis. Nou, wat het gebeur op hierdie baie belangrike dag? Ek het vir u gesê, vriende, dat die Here vir ons sê in Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Ek het vir u gesê, as ons voorgangers gedenk, dan veraf God ons hulle nie. Ons kyk terug in die kerkgeskiedenis, ons sien die groot werk wat hulle gedoen het vir die Here en hoe ons dan ook baat kan vind daarby. Nou, ons het gelees van die man Martin Luther, wat in die kerkgeskiedenis opgestaan het teen die Rooms-Katolieke kerk en hulle verkeerde gebruike. Ek het vir u gesê, vriende, dat hy gebore was 10 November 1483 in die dorpie Eisleben in Duitsland. Sy ouers het hoë ambisies vir hom gehad, maar hy was deur 'n storm getuister en hy het besluit om homself dan te gaan opsluit in hierdie klooster, en hy het 'n monnik geword en hy was geweldig toegewyd, maar hy kon nooit vrede in sy hart gekry het dat sy sonde vergewe is nie. En wat gebeur? Die Bybel leer vir ons dat hierdie man Romeine bestudeer en hy kom by Romeine 1 vers 17 uit wat sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Vandaar het sy lewe dramaties verander en hy die verkeerde praktyke in die Romeinse kerk raak gesien en daarteen begin opstaan. Dit was die dag 31 Oktober 1517, toe hy die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan het, waar hy teen 95 wanpraktyke in die Romeinse kerk opgestaan het. Wat vir my baie belangrik is, vriende, dat hierdie gebruik was maar gewees, dat die kerkdeur was vir ons soos die nuusplatform gewees. As daar belangrike nuus in die dorp gebeur het, was dit teen hierdie kerk deur vasgeslaan, en so het Martin Luther ook gegaan, en hy het hierdie 95 stellings vasgeslaan, waar hy teen hierdie wanpraktyke van die Romeinse kerk opgestaan het. Sy studente wat baie lief was vir hom, en wat hom ook gerespekteer het, en sy lering tot geweldige groot seën gevind het, het hierdie 95 stellings gedupliseer, baie vinnig, het dit deur die dorp versprei, en onmiddellik het die kerklei opgestaan, en gesê, hierdie man Martin Luther moet geëlimineer word. Hy moet of verskoning vra vir wat hy gesê het, of hy moet uit die kerk geban word. Daar was die konsilie van Worms gewees, waar hierdie man Martin Luther gedaag was voor hierdie synode, of hierdie konsilie, of hierdie leierskorps van die Romeinse kerk, en hulle het vir hom gesê, hy moet al sy werke verbrand, hy moet afstand doen van al sy werke, en hy moet glo wat die Romeinse kerk leer, en waarvoor die Romeinse kerk staan, en Martin Luther het hierdie volgende woorde geuiter voor hierdie konsilie, en hy het gesê, unless I am convinced by the testimony of the scriptures
or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Nou, ons weet wat gebeur het, vriende, dat toe Martin Luther hierdie woorde geuiter het, was die paus en hierdie konsilie boos gewees, of hierdie klomp leiers van die kerk, en hulle het 'n prys op sy kop geplaas om hom dood te maak. En was dit nie vir hierdie genade van God, wat Prins Frederik die Wyse van Saxony opgewek het om Martin Luther te ontvoer in aanhalingstekens en na sy kasteel te Wartburg, Duitsland te bring nie, dan sou ons nooit die Bybel dan in ons taal gehad het nie. Want u sien, in daardie amper jaar wat Martin Luther opgesluit was, in daardie kasteel vir sy eie beskerming, het hy die Bybel dan in Duits vertaal, en kon die normale man in die straat dan ook die Bybel in sy eie taal ontvang het. En ek kan nog vir u baie sê rondom Martin Luther se geskiedenis, en wat hy gedoen het, die wanpraktyke in die Romeinse kerk waarteen hy opgestaan het. Maar vriende, waar ons by wil stilstaan, is by die 5 Saulas, wat gebore is uit hierdie reformatie, of hierdie wegbreek by die Rooms-Katholieke kerk. En hierdie 5 Saulas, en 'n Saula beteken maar eenvoudig, dis die Latynse woord vir alleen. En die 5 Saulas wat gebore is uit hierdie reformatie, of die wegbreek by die Roomse kerk met al hulle verkeerde gebruike, is die Sola Scriptura, die skrif alleen, Sola Fide, geloof alleen, Sola Gratia, genade alleen, Sola Christu, Christus alleen, en Solio Deo Gloria, alleen aan God die eer. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na Sola Scriptura, die eerste Sola wat gebore is uit die reformatie. Nou vriende, in daardie tyd het die Roomse kerk die Bybel van mense weerhou. En as mense die Bybel gehoor het, moes hulle gehoor het hoe die kerk die Bybel verklaar, en kon hulle nie die Bybel vir hulle self ondersoek het nie. U sien, die meeste predikante het gesê, luister, of die meeste van hierdie priesters in die Roomse kerk het gesê, dat die mens van daardie tyd was te onkundig gewees om die Bybel te verstaan, en die kerk moes dit vir hulle verklaar het, om dit vir hulle verstaanbaar te maak. En baie wanpraktyke het plaasgevind, en u kan miskien dink, maar joh, dis 'n vreemde konsep. Ek het onlangs met 'n man gepraat wat in 'n bepaalde gemeente is, en hy het na die predikant na die tyd gegaan en vir hom gesê, Dominee, ek wil net by jou hoor, ek het nie mooi verstaan wat jy hier gesê het, en ek stem nie heeltemal saam met wat jy gesê het nie, want die skrif leer vir my anderste, en die predikant het vir hom gesê, jy durf my nie aanvat nie. As die Heilige Gees vir my gesê het om iets te sê, dan sê ek dit, en jy gaan nie vir my korrigeer daarop nie. Toe besef ek, vriende, dat Rooms-Katolicisme in gereformeerde kerke en in Pinksterkerke en in verskillende kerke vandag nog net so sterk houvas het soos in die tyd van Martin Luther. Daarom Sola Scriptura. My woord is nie wet nie. Ek is nie so sê die Here nie. God se woord is alleen geïnspireer. Die hele skrif is deur God ingegee. Die Bybel sê die woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Enige kerk se belydenisskrif kan dwaal. Enige kerk se prediker kan dwaal. Enige kerk se formuliere en hierdie goed kan dwaal en van die skrif wegbeweeg. Daarom moet ons altyd teruggaan na die skrif om te ondersoek, om te kyk of hierdie dinge so is. En daarom is die reformatie vir ons belangrik, en 31 Oktober behoort vir ons 'n rooi letterdag in die kerkgeskiedenis te wees en op ons kerkkalender, want Martin Luther het hierdie lig van die woord in hierdie donker tyd van Rooms-Katolicisme gebring, dat mense opnuut weer kan sien die waarheid van die evangelie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. U sien, wanneer ons praat van Sola Scriptura of die skrif alleen, dan praat ons van die feit dat God se woord se gesag bo enige kerk se lering is. God se woord is so belangrik, want u sien, daar is net een boek ter wêreld wat deur die Heilige Gees uitgeasem is. Die apostel Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 16, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Nou praat Petrus van die gebeurtenis daarop die berg van verheerliking, Matteus 17, en hy sê, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was.
En nou sê Petrus, dat selfs hierdie ervaring wat hy gehad het, op die berg van verheerliking, toe hy die Here en Moses en Elia gesien het, is nie so belangrik soos die Bybel nie, want vers 19 sê, ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. U sien, Martin Luther het soos hierdie man Petrus, die apostel, wat die Here vir ons gegee het om hierdie woord op te teken, dieselfde gesindheid gehad, God se woord bo alles, en ons sal nie ons onderwerp aan 'n kerk se leerstelling as dit nie ooreenkom met die woord van die Here nie. Dit het Martin Luther sy werk gekos, dit het Martin Luther amper sy lewe gekos, dit het teweeggebring dat hy geweldig vervolg was, maar dank God vir die reformatie, en dank die Here dat hy deur die leiding van Martin Luther 'n kosbare skat na vore kon bring, die redding van siele, die Bybel in mense se hande, en daarom kan ons vandag as gereformeerde kerke sê, sola scriptura, God se woord alleen, dis deur die Heilige Gees uitgeasem, hy het heilige manne gebruik om dit te skryf, sodat ons kan leer en kan hoor wat God vir ons wil sê. Daarom sê 2 Timoteus 3 vir ons baie duidelik, dat die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Vriende, as jy vandag in 'n kerk is, wat weier dat sy belydenisskrif onder die vaandel van die woord gestel word en getoets word aan die hand van die woord, om te bewys dat dit wat hulle sê die waarheid is, dan wil ek vir u sê, is u 'n valse kerk. Want die ware kerk van die Here Jesus sê altyd, hier is my leerstelling, God se woord is die gesag, kom ek ondersoek my leerstelling aan die hand van die woord, en as ek miskien dwaal, pas ek my leerstelling om aan te pas by die woord van die Here. Die oomblik as jy iemand se kop wil eis, omdat hy nie saamstem met jou leerstelling nie, dan is jy juist besig om op 'n dwaalweg te gaan en die woord van die Here te minag. Die Bybel sê vir ons, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Mense vra vir my, maar wie sê vir jou kerk is reg, en wie sê vir jou die Pinksterkerk is verkeerd, of die ander kerk is reg, of hierdie kerk is verkeerd? Luister, daar is net 2 tradisies vandag. Dis of die gereformeerde of die Pinkster. Daar moet jy kan kies. Albei kan nie reg wees nie. En daarom as jy die kerkgeskiedenis gaan kyk en die lyn van die kerkgeskiedenis, dan sien jy hoe die gereformeerde lyn van Martin Luther af vorentoe loop na die apostels toe, en van Martin Luther af verder tot by manne soos Johannes Calvin, manne soos Spurgeon, en al hierdie manne wat kragtig getuig het van die waarheid van God se woord. Daarom wil ek vir u sê, dat God se woord is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is die beoordelaar in oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom, maar alles is openbloot voor die oë van die Here met wie ons te doen het. Ek vra vir jou, is die woord vir jou belangrik? Is dit die allersbelangrikste boek in jou lewe? Toets jy alles wat jy lees en wat jy hoor aan die hand van die woord? As dit so is, prys die Here, dan het hierdie eerste soula ook in jou lewe 'n werklikheid geword. As dit nie so is nie, bely jou sonde, keer terug na die woord en wees 'n man en 'n vrou van die woord. Waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou? Waarmee sal ek en jy ons pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Mag die Here ons genade gee. Ons gaan môre 'n bietjie kyk na sola fide, geloof alleen, wat dit beteken, wat dit behels en hoe dit op ons lewens van toepassing is. Seën vir u, mooi dag verder. Tada.